Here, ons leef in 'n gebroke wêreld. Ons eie kontinent is gebroke. Kyk ons na al die ander kontinente, dis deurspek met gebrokenheid. Dit wat op die oomblik in die wêreld gebeur, terreur, oorloë, hongersnood, siekte, pes. Ja, Here, gebrokenheid is deel van elke dag. Maak nie saak wie ons is en waar ons is nie. Maar Here, wat 'n wonderlike voorreg het ons om juis in hierdie donker wêreld die draers van lig te kan wees. Here, dankie dat U ons met DNA lig gemaak het. U is lig, Here, en ons is U beelddraers. Ons dra U lig. Here, dankie vir 'n reeks 5 gewoontes wat die vroeë kerk gebruik het, sodat hulle lig in hulle leefwêreld kon skyn. 5 gewoontes, Here, wat ons ontdek het, ontgin het, begin toepas het, wat ons in staat stel om ook, ten spyte van ons eie gebrokenheid, in 'n gebroke wêreld, lig te wees. Ja, Here, Johannes 17 het ons opnuut laat besef, as U bid en vir die Vader sê, U vra nie dat enige een van ons uit hierdie wêreld verwyder word nie. Nee, Here, U gebede is met ons in hierdie wêreld. En ja, Here, ook U Gees is met ons en in ons terwyl ons in hierdie wêreld is. Wil U ook vanoggend, Here, as ons hierdie reeks afsluit, saamvat, deur die Gees, ook vir elkeen van ons, Here, dit kom gee wat ons nodig het, dat hierdie net maar nog 'n reeks sal wees wat ek gedoen het nie, maar 'n reeks wat ingrypend my gewoontes verander het, my in staat gestel het om nie net lig te wees nie, maar juis lig te wees waar dit donker is. Wees met ons vanoggend, Here. U diensknegte, U diensmaagde is gereed om U teenwoordigheid te eer, die influistering van U Gees in ontvanklike harte te neem. Wees dan nou met ons. Amen. Sondag 1 Februarie, skop ons af die tema, wie se brand kan ek blus? Die hoofstuk in sy boek, Jaco se boek Leef Lig, krag van gewoonte, en ons ontgin opnuut, wat is 'n gewoonte? Hoe maklik is dit om een aan te leer, hoe moeilik is dit om 'n slegte een af te leer? En hierdie vraag van Jaco is 'n vraag waarmee ons worstel. Waarom mense met sogenaamde goeie teologie dikwels so min doen? En vandaar ook ons tema daardie oggend, wie se brand blus ek, dat ons so maklik met goeie teologie sê, as ek maar net nou in Oekraïne was, as ek maar net nou in die Kaap was, terwyl die brande woed, sjoe, ek sou so graag gehelp het. Maar weerskante van my woon bure wat ander soorte genoot het, wat ook 'n brand het wat geblus moet word. En ek en jy, hulle bure, is juist die hande en voete van die Here om dit te kan doen. Ons het die vraag gevra, hoe gaan ons dit regkry om in hierdie reeks die 5 gewoontes ons eie te maak, en iets wat Jaco keer op keer sê is, daag net op en begin net doen, en dan daag jy weer op, en dan doen jy weer.
En jy hou daarmee aan, totdat dit 'n gewoonte vestig. En vra elke dag, wie se brand kan ek blus? En gaan ontgin dit wat die Here vir ons geleef, gewys, geleer het, veral in die 4 evangelies, as ons wil sien hoe hy en wat hy gedoen het. Week 2, 'n stil hart voor God, tyd in afsondering en gebed. Ek kom agter dat al wil die ongelowige filosoof in my alles bevraagteken en uitredeneer, ek die kind in my moet toelaat om te bid, want die kind bid beter. En watter ontdekking was dit nie opnuut van die wonder van gebed, en die 3 momente wat hy vir ons kom oopbreek het om te sê, die waarde van begin in stilte, skep afstand van die wêreld, wees alleen met die Here. 'n tweede faset om te sê, begin om die Here te vra om jou 'n hart te gee wat voel soos sy hart, 'n oog om te sien wat hy sien. 'n analogie van een van die dogters in een van sy huise wat gesê het, ek wil graag weet, wat breek die Here se hart? Want dis waar ek betrokke moet raak, waar ek nood moet verlig. En dan 'n derde faset van gebed, wat ek dink ons vir mekaar gesê het, ek en jy waarskynlik nog nooit as deel van 'n aktiewe gebedslewe gesien het nie, en daardie gebed is 'n gebed om te sê, Here, maar hier is ek nou, ek meld aan vir diens, en wys my môre, wys my waar ek diensbaar moet wees. So in sy gewende hoofstuk rondom gebed. Dan het ons reis lig gehad, take what you need, leave what you can. Die hele beginsel van wat in baie lande werk, om huise te hê in voorstede, waar jy regtig waar, as jy behoefte het aan iets in daardie huis gaan kyk, en as dit daar is, kan jy dit vat. Maar ook as jy iets oortollig in jou huis het, om dit saam te neem en dit daar te laat. Iemand anders kan dit dalk dan nodig hê. Ek en jy is nie veronderstel om 'n dam te wees wat opvang en bymekaar maak vir onsself en ons groepie nie. Ek en jy moet 'n rivier wees waardeur die goedheid en genade wat na ons kant toe kom, na die wêreld toe kan vloei. En in hierdie hoofstuk is een van die groot dinge wat ons ontdek het, is die verskil tussen 'n oop hand en 'n toe hand. En hoe ons deur die samelewing gekondisioneer is, en dat ons feitelik maar deesdae met toe hande loop, terwille van oorlewing. En hoe hierdie hoofstuk onder die tema reis lig vir ons laat begin losmaak van dinge, en begin fokus op mense, en waar ons kan sê, ek wil 'n oop hand hê, 'n oop hand wat kan gee, dat die seën deur my kan vloei, dat ek die dam se sluise oopmaak en 'n rivier word, wat die seën van die Here laat deurgaan. En hy het 'n belangrike faset in ons midde gelaat, om te sê, ek en jy as kinders van die Here moet altyd besig wees om die regte vrae te vra, maar dan vir myself. Ek en jy is baie goed geskool om vrae te vra vir die wêreld. Daar's van die beste boeke op hierdie terrein geskryf, in 'n werksomgewing, dat alles gaan oor die vrae van die regte vraag. En dis inderdaad waar. Maar hy het vir ons iets anders kom leer, is ook waar van my en jou lewe, op 'n geestelike vlak, dat ons moet begin om die regte vrae vir onsself te vra. Vrae soos, wanneer is genoeg genoeg? Met wat moet ek 'n verskil maak? Waar moet ek 'n verskil maak? Waar kan ek tot seën wees? Wie moet ek seën? Hoe moet ek seën? Wie's die ander? En ek dink 'n vraag wat hy ook gevra het is, waarom sal die Here my nog seën, as ek met die seën wat ek reeds ontvang het, so min doen? En dit is 'n moeilike vraag, om myself te vra. Want dit is 'n vraag wat nie altyd 'n maklike antwoord het nie.
Die 4de week, leef in eenheid, community. Dis of God wil hê ons moet terugkeer na die tuin van Eden waar ons kaal was, maar nie skaam nie, waar ons werklik geken en werklik kon ken. Kan ons vir die eerste keer ware liefde ervaar en waarlik lief hê. Belangrike beginsel, want ons leef in 'n wêreld vol maskers. En ek wil nie sommer verander vir al my broosheid, my vulnerability wys nie. So ja, ek het mure, ek het skanse, ek het lense, ek het maskers. En dit maak dat ek nie sommer toelaat dat iemand my waarlik ken nie, maar dit neem ook my vrymoedigheid weg om ander regtig te leer ken. En sonder hierdie wederwysige ken en geken word, sê hy, is community, eenheid nie moontlik nie. En ons weet watter groot premie die Here op eenheid veral in sy huishouding, sy liggaam plaas, dat saam met eenheid kom die seën van die Here wat vloei. Die hele beginsel van oop arms en van toe arms. En die wilsbesluit wat ek en jy moet neem om te sê, maar ek wil in eenheid en community leef en bestaan, beginnende by ons nou gemeenskap, community, en weier kringend. Hoofstuk 5. Wees goed vir jou vyande. Die tema was bitter of beter. Ons word maklik wat ons haat, sê Jakob. Nie lekker om te hoor nie. Mense wat wreed optree, dikwels self wreedheid ervaar. Hoe dikwels is dit nie 'n refrein wat in hofsaake wat op die voorblaai van ons koerante weergegee word afspeel nie. Dat die wreedheid wat ek gedoen het, iewers terug te spoor is ook in my, wortels my opgroei. Boosheid is aansteeklik, van mens tot mens, van geslag tot geslag, van dooie dinge na lewendige dinge, waar 'n sisteem, kom ons dink maar aan die Tweede Wêreldoorlog, waar 'n sisteem die vermoë het om sy burgers tot boosheid aan te spoor. Enige iets, hoe mooi en skoon dit ook al is, kan besoedel word selfs deur 'n onskuldige kind. En dit is so. Ons kinders is die produkte van ons samelewing, van ons huishoudings. En wat in my en jou lewenspad oor ons kom, begin 'n proses. Ek kan of bitter daardeur eindig, of beter. Dat ek nie net vergewe en daardie persoon of instansie in die Here se hande plaas en myself vrymaak om te fokus op nuwe moontlikhede saam met die Here nie, maar ek kan in 'n spiraal land van bitterheid en haat, wat alles en almal om my vernietig. En die mooi voorbeeld wat hy gehad het om te sê, ons word geroep om die mense in die bose kringloop te wees, by wie die pyn stop. Die domino wat uitgehaal word, die vuurhoutjie wat uitgehaal word, wanneer al die ander begin omval. Die skakel wat bereid is om self te breek, sodat die hele bose ketting sy krag verloor. Baie keer vertel ons die storie, ken ons die storie, leef ons die storie, dat hierdie ding in ons familie kom. Ander kant oupa en ouma. Deur hulle, deur pa en ma, nou by my, en ek is besig om dit weer in my kinders se lewe werklikheid te maak. En waar hy gesê het, as ek en jy enigstens hierdie ding wil begin leef, om goed te wees ten spyte van sleg, dat ons moet bereid wees om te sê, by my stop dit. Dit gaan nie verder nie. My nageslag gaan vry wees hiervan. Dit hou hier op. Maar ek gaan dit leef en laat leef deur my nageslag, om te sê, ons gaan nie voortgaan om vir ons vyande te haat en kwaad met kwaad te vergeld nie. Dan week 6 gee om vir die wêreld. Die wêreld kan stry met ons dogma, maar hoe stry jy met mense wat groot harte wat net wil omgee en probeer help? Hoe stry jy met liefde? Ek
Ek was een keer deel van 'n radiodebat oor dwaalleer. Ek het gesê, in my opinie word die grootste dwaalleer nie verkondig nie, maar geleef. Die grootste dwaalleer is om nie lief te hê nie. En ons tema vir die week was, ek is nie die middelpunt nie. En iewerste in ons opgroei, in ons geskiedenis, in ons tradisie, het hierdie ding vasgesteek, dat jy bo alles 'n gesonde leer moet hê. En dat jy daai leer moet verdedig. En daarmee is ons baie goed. Die kennis wat ek en jy opdoen, omdat ons so geskool is, so groot gemaak is, kennis is mag, so ons is altyd besig om ons kenniselement te verbeter. Maar die brug word nooit geslaan van kennis na praktyk, na doen nie. So 'n lesing kan ons gee oor die liefde van God, maar die leef van die liefde van God in hierdie wêreld, die praktiese doen daarmee, is ons baie keer nie so goed in nie. En daarom was dit goed om te hoor, dat die ou Christengemeenskappe dit so maklik reg gekry het. En hoe maklik is dit vir my en jou, om dit te begin doen, om regtig net om te gee, vir die wêreld. En 2 dinge in daai hoofstuk wat na vore gekom het. Ek en jy moet God se bril dra. Die manier waarna ons kyk met mense, kom deur 'n bril wat ons kan noem tradisie, wat ook al. Maar ek en jy het 'n bepaalde manier om na bepaalde mense te kyk. En as ons dit nie kan afhaal nie, kan ons nie sien, dis God se mense en God is besig met iets. En ek en jy as sy kinders moet daarby inval. Die hele beginsel van Christian Swarts wat sê, ek en jy moenie nuwe vure, nuwe plekke, nuwe projekte uitdink nie. Ons moet die Gees van God vertrou om ons te wys waar is God besig met 'n vuurtjie, besig met 'n projek, besig met 'n ding, en ons moet ons houtjies daar gaan pak. Ander beeld wat hy gebruik het, is die van 'n hart. Ons het 'n ballon hier gehad, dat 'n hart die vermoë het om te vergroot en te vergroot en te vergroot. Dat 'n hart altyd plek het vir nog iemand, vir nog omgee, vir nog empatie. En kom ons vergeet ook nie die verskil tussen empatie en omgee nie. Empatie is, ek is jammer vir elke kindjie in die Oekraïne, waar ook al. Dis empatie, ek is jammer. Maar ek kan niks daaraan doen nie. Omgee, ek gee om vir die kindertjies in Roosendaal. En ek kan iets daaraan doen en ek doen dit. En dis 'n hart wat omgee vir die wêreld, kan net groter en groter. En dan is ek en jy op die plek waar die Here my en jou oor grense heen kan gebruik. En dit bring ons by vandag, sy samevatting van sy boek, ons samevatting van die reeks. 'n Kort hoofstuk wat hy die tema gee, 'n goeie pyn. En wat in hierdie hoofstuk na vore kom, is ons tema vandag, wanneer daag ek en jy nou op? En wanneer gaan ek en jy nou net iets begin doen? Want dit is sy behoefte in hierdie boek, as hy dit vir my en jou gee, om te sê, ek wil hê, jy moet die goeie pyn ervaar. En wat is goeie pyn? Hy sê, as kinders van die Here ervaar ek en jy vreugde, wat nie van hierdie wêreld kom nie. Die wêreldse vreugde is maklik. Ons vind dit en is lekker, of dit nou by 'n partytjie is, waar dit ook al is. Daar's vreugde, dis lekker en ons geniet dit. Maar hy sê daar's 'n ander vreugde. Om hierdie 5 gewoontes te leef, bring vreugde, maar daardie vreugde is anders as die wêreldse vreugde wat glad nie gepaard gaan met pyn nie. Dis dikwels te midde van pyn wat ek en jy die vreugde beleef wat die Here vir my en jou bestem het as kinders van die Here. Want ons weet om kind van die Here in hierdie wêreld te wees is nie maklik nie.
Keer op keer het hy in hierdie boek gesê, om hierdie 5 gewoontes te begin leef, is nie maklik nie. Maar wanneer jy dit begin doen, ervaar jy hierdie pyn, want dit vind plaas te midde van pyn, maar hy noem dit 'n goeie pyn, want dit motiveer my om weer en weer dieselfde te doen. En hy het 'n paar voorbeelde wat hy gebruik, onder andere die van 'n atleet, wat in daai wedloop die allerverskriklikste pyn in sy liggaam beleef, na 90-100 kilometer. En in daai wedloop waarskynlik keer op keer vir homself sê, ek is mal, ek sal dit nooit weer doen nie. En die oomblik is sy bors daai lint breek, wat hy sê, my lyf is seer, hy is stikkend, maar ek doen dit volgende jaar weer. Want dit is 'n goeie pyn. 'n Vrou wat besig is om te kraam in 'n pynlike en 'n moeilike kraamproses het, in die proses is dit glad nie 'n goeie pyn nie. Maar die oomblik as jy daai klein ding vashou op jou bors druk, word dit 'n goeie pyn. 'n Vreugde wat jy nie in mense woorde kan vergestalt nie. Van die moeilikste paaie wat ons in die lewe loop, as ons terugkyk, sê ons ja, dit was pynlik. Maar te midde van die pyn het ek dinge geleer, vreugde ervaar, wat nie op 'n gelykpad my beskore sou wees nie. Skriflesing vanoggend. Waarmee sluit ons hierdie boek af? As julle moet dink, watter skrifgedeelte kort nog na al die skrifgedeeltes wat ons reeds gedoen het? Terug by Jaco, kom ons vra eerder 'n vraag of 2. Die vraag is, het ek en jy, na al die eredienste, wat ons in ons leeftyd bygewoon het ons nog 'n teks nodig? Na al die jare se Bybelstudies, na al ons stilte tye, na vragte en vragte boeke wat ons deurgelees het, kursusse deurloop. Terug by sy vraag, wanneer daag ons op? Wanneer begin ons doen? Wat het ek en jy nog nodig? Watter teks gaan na al hierdie prosesse die verskil maak? Kom ons vra 'n ander vraag. Watter insette het ons dan vandag nodig dat hierdie boek gaan vrug dra? Want baie van die reekse wat ons gedoen het, kan ek en jy nie eens meer onthou nie. Tom se reeks verlede jaar, blywend. Ou se lewe kan nie weer die ander wees nie. Jy kan nie meer na die werklikheid anders kyk as om God in die gewone te soek en te vind nie. Ons reeks oor Don't Give the Enemy a Seat at Your Table het ou se lewe verander. Jy hoor dit die hele tyd. Jy's heeltyd daarop, jy slaan, is ek nie nou besig om 'n stoel uit te trek by my tafel, die Here se tafel? Wat het ek en jy vanoggend nodig dat ons sê, die boek, die 5 gewoontes, gaan in my lewe neerslag vind? Ek gaan iets begin doen, ek gaan begin opdaag en ek gaan aanhou opdaag, totdat dit 'n gewoonte is. Daar's een teks, wat dalk hierdie boek kan saamvat, 'n sambreel kan plaas oor die 5 gewoontes. Julle is 'n lig vir die donker wêreld rondom julle. Almal moet kan sien dat julle glo. Julle geloof moet net so sigbaar wees soos 'n stad wat hoog bo op 'n berg gebou is. Geen mens sit 'n lig aan en gaan steek dit dan onder 'n bed weg nie. Nee, 'n lig word in die middel van 'n vertrek neergesit sodat almal kan sien wat om hulle aangaan. Dit is presies wat julle ook moet doen. Moenie iewers in die donker gaan wegkruip nie. En ek dink as ons die 5 gewoontes daai weke se struikelblokke moet saamvat, kan ons sê dis vers 15. Ek en jy weet ons is die lig, maar dis so gerieflik om ons lig net 'n bietjie toe te maak. Want die oomblik as ek lig is, as ek in die middel van 'n trek is, vra dit iets van my. Moet ek begin opdaag? Moet ek begin doen?
Julle moet so 'n lig in hierdie pikdonker wêreld skyn. Ander mense moet uit julle woorde en dade sien dat julle God van harte dien. Dan sal hulle sê dat God regtig 'n groot en 'n goeie God is. So word julle hemelse Vader se naam regtig groot gemaak. Ons is in Roosendaal, ons sit in die kerkie. Ons gaan nou 'n bietjie na die foto's en alles kyk. En pastoor Joseph sê 2 dinge wat ek in my lewe nooit sal vergeet nie. Hy sê, a visited house is a blessed house. 'n Huis wat besoek word is 'n geseënde huis. En hy sê vir die Here dankie. Dankie dat ons vandag hier is en hulle huis besoek. Want daar het seën van die Here gekom deur ons besoek. En dan het hy klaar met ons gepraat, dan draai hy na sy gemeente, die ouers van daardie kindertjies en die kindertjies wat daar sit en hy sê, besef julle hoe die Here werk. Hoe die Here hoor as ons bid. Al hierdie dinge wat ons voor gevra het vandag hier aangekom. Die Here het dit gestuur. Ons is nie eens 'n faktor. Dit gaan oor hulle worsteling met die Here. Hulle smeking by die Here. En hoe die Here hulle gebed verhoor het en voorsien het. En dis wat hier staan, dis hoe ons lig moet skyn, dan sal hulle sê dat God regtig 'n groot en 'n goeie God is. En so word julle hemelse Vader se naam regtig groot gemaak. Om te luister, op te daag, te doen. En ons wil nou gesprekke begin om te sê, maar ons moet ook aanhou bly opdaag daar. Want dit is wat Jaco ook vir ons geleer het in sy boek. Die uitsondering beteken in 'n sekere sin baie min. Dis wanneer dit 'n reël word, wanneer jy bly opdaag totdat dit 'n gewoonte word. Maar dis 'n teksvers wat hierdie 5 gewoontes saamvat. Matteus 5 vers 14 tot 16. En Jaco het ook hieroor uiteraard 'n ding of 2 gesê. Die boodskap van hierdie boek is doen tog net iets en hou aan om dit te doen totdat dit 'n gewoonte word. Een van die belangrikste dinge in die lewe is om op te daag en aan te hou opdaag, want sekere dinge gebeur net op sekere plekke. Nou kan ons onsself afvra, byvoorbeeld, hoekom gaan ons Roosendaal toe? Terwyl hier rondom ons baie ander plekke is waar ons reeds besig is, moes ons nie net meer betrokke geraak het hierby. Terug by die eerste gewoonte om te bid en regtig te vra, Here, wys ons wat jou hart seermaak. Wys ons waar jy besig is, om 'n vuurtjie te pak en jy kort nou hout. Nou beplan ons 'n uitreik. Maar na Senekal toe, na die mannekant toe. Want sy besoek hierso pastoor John was vir die manne, die uitnodiging was vir die manne. Kom kuier by ons, kom slaap oor by ons in die township. En ons aanvaar hierdie uitnodiging. Maar dan werk die Here met hom. En sê vir hom, John, jy en die manne het nie hierdie nodig nie. Maar die kind wat groot geword in jou gemeente, wat jy gestuur het, Roosendaal toe, wat 'n gemeente begin het, wat 'n kleuterskool begin het, hulle het nood. Vra dat hierdie mense eerder na hulle kan draai en fokus. Die Here wys vir hom waar sy hart is. Hy deel dit met ons. En ja, die derde gebed van daardie gewoonte, Here, ek melk aan vir diens, word 'n realiteit. En hoe weet jy dat ek reg hoor? Wanneer die seën daarmee kom. Ek dink ons het 3 Sondae gehad om dit met die gemeente te deel. Normaalweg het jy maande nodig om 'n uitreik te beplan, want daar's baie detail, baie dinge wat moet gebeur.
Dit was nie nodig met 'n manne uitreik nie. Ons moet opdaag in ons karre klim, ry en 'n tent opslaan. Dit verander drasties en in 3 weke werk die Here in elkeen van ons se harte. En is daar oorvloedig gegee. Dan besef jy, ons is nou by die Here se vuurtjie. En ons pak die houtjies wat ons het. En dis die eenvoudige antwoord. Op enige een wat vra, maar hoekom daar en nie hier nie? Dit was nie ons keuse nie. Was nie ons droom om te sê ons wil iewers in 'n township ver van ons noodverlig nie. Dis die Here wat dit na ons toe gebring het. Hier is my hart. En hy stikkend, die kinders kort goed. Ek wil hê julle moet soontoe gaan. So ek en jy het 'n keuse na hierdie reeks om te sê, Here, ek is hier, ek gaan anders begin doen. Ek gaan ook in my eie lewe hierdie 5 gewoontes begin leef en uit dit begin opdaag en begin doen en aanhou doen totdat dit 'n gewoonte is. Hy is die eerste om te sê in sy boek, dit is nie maklik nie. Dit gaan nie 'n maklike pad wees nie. En genadiglik, ek en jy, hoef dit nie in eie krag te doen nie. Want dan sal ek en jy dit nie reg kry nie. En daarom die tweede vers by hierdie hoofstuk, Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, uithoeke van die wêreld. Maar wat het hierdie hoofstuk ons kom leer? En wat het hierdie boek ons kom leer, die 5 gewoontes? Ons het altyd gesê, ek is nou besig met Jerusalem, my eie huishouding, my eie gemeente, ek het hier gedoen wat ek kan. Nou skuif my droom bietjie verder. Of dit nou Samaria of Judea is, of die uithoeke, maar hy skuif en ek begin daar droom. Wat het ons ontdek? Het gaan nie oor my en jou droom nie. Wees besig waarmee jy is, doen wat jy doen. En dis wat ons doen. Ons het 'n paar projekte wat ons op fokus, onder andere ons Woensdae broodjies en ons voedingsskema en baie ander. Ons hou nie daarmee op nie. Dis ons droom en dis wat die Here seën. En dis waar nood is, donker is en waar ons lig bring. Maar toe kom die Here en sê die Here het 'n ander droom ook. En dis nou nie in Jerusalem nie, is bietjie weier. Dis nou nie die uithoeke nie, maar kom ons sê Samaria verby. En dis die uitdaging, dat ek en jy sal soekend wees waar hy besig is om daarby aan te sluit. En te hoor, wanneer ons in stilte tot hom nader, wanneer ons hom smeek, Here, wys my wat jou hart breek, wys my wat jou droom is. En saam met dit bid en ek meld aan vir diens, stuur my, ek is gereed. But I promise you this, the Holy Spirit will come upon you and you will be seized with power. Dit het ons beleef, menslik gesproke kon ons nie hierdie uitreik in 3 weke beplan nie. Ons hoef nie. Hy het dit gedoen. Sy krag het oor elkeen in ons gemeente gedaal. Hy het mense opgerig. Ons het maar net gesien, die stoorkamer word voller en voller en voller. Vertrou die Here. Waar hy my en jou ook al stuur, hy sal die krag gee om elke dag op te daag en weer op te daag. Al wat ek en jy moet doen is, ons moet 'n doelbewuste besluit neem. 2 laaste opmerkings van Jaco. 'n Mens kan net verander wat jy in jouself herken en aan jouself erken. My karakter word geken aan my gewoontes, dit wat ek die meeste van die tyd doen, wie ek die meeste van die tyd is. Daai 2 woordjies, herken en erken. Ons kom baie keer nie by die tweede woordjie nie. Ek is vinnig om te sê, ek herken die van 'n merwe streep
in my. Ons kom uit die tradisie van die voortrekkers. Ek herken dit. Maar wanneer ek dit erken aan myself, is wanneer ek sê, en dit moet stop, hier by my nou. My kinders gaan nie sê, en dis hoe ons maar is nie. Want ek gaan anders begin leef. Hulle gaan in 'n omgewing groot word, wat dit totaal afwesig is. En dit gaan nie oordra in hulle huishoudings, hulle huwelike, hulle gesinne nie. Om 'n goeie gewoonte aan te leer, vat tyd, vat toewyding. Om 'n slegte gewoonte af te leer, vra tyd, vra toewyding. Hy gebruik die voorbeeld van 'n vrugteboom. Wanneer jy 'n vrugteboom plant, weet jy, hierdie perskeboompie gaan nie binne die volgende 2-3 jaar vir my die heerlikste perskes gee nie. Jy koester daai boompie, jy sny hom, jy bemes hom, jy gee hom water, alles op die regte tyd. Vir 2, 3, 4 jaar. 'n pekaneetboom vir 5, 6 tot 7 jaar. En dan eers is die vrugte daar. Ek leer nie 'n slegte gewoonte oornag af nie. Ek gaan nie 'n goeie gewoonte oornag aanleer nie. Laaste opmerking. Nou die dag sê iemand, almal wil groei, maar niemand wil verander nie. As dit maklik was, het almal dit gedoen. Daar's verseker in my hart 'n behoefte. En daardie behoefte is, dat ek persoonlik sal groei. En hoe gaan groei vir my manifesteer? Wanneer ek kan agterkom die 5 gewoontes begin vestig in my lewe. En ek glo elkeen wat hier sit vanoggend het dieselfde groei wens, Here, dat hierdie gewoontes in ons lewe 'n werklikheid gaan word. En hy sê, om die droom te hê om te groei is goed, maar saam met groei kom verandering. En ons verander nie maklik nie. So dit gaan nie maklik wees, dat hierdie boek, 'n jaar van nou af, die manier hoe ek doen verander het nie. As dit maklik was, sou almal dit reg gekry het. Maar dit gaan 'n wilsbesluit vra, en dan toewyding, soos met 'n perskeboompie. 2, 3, 4 jaar dalk, voordat ek en jy kan terugkyk en sê, ek het die 5 gewoontes baas geraak. Dis nou deel van my lewe. Wat hy sê, jy word geken aan jou gewoontes. Dit wat ek die meeste van die tyd doen, wie ek die meeste van die tyd is. Mag ek en jy 5 jaar van nou af sê, die 5 gewoontes, dis die goed wat ons die meeste van die tyd doen. Wie ons die meeste van die tyd is. Mag dit waar word in my en jou lewe. Hemelse Vader, dankie dat U Jaco oor ons pad gestuur het. Here, dankie dat U getrou was om weer eens vir ons te wys die weg wat U wil hê ons moet gaan. Ja, Here, dit sou nie Jaco gewees het nie. Vir baie lank het ek en Bram 'n ander boek gehad. Maar ons het meer en meer besef, dalk die regte boek, maar nie die regte tyd nie. En hierdie boek, Here, wat ons, as ons eerlik is, maar bang voor was, bang vir die emosies wat dit sal losmaak, bang vir die realiteit dat dit vir ons direk aanvat as U kinders, het U tog keer op keer vir ons gewys. Dis die boek wat ek wil hê julle nou moet doen. En dankie, Here, dat ons die laaste 40 dae saam met U kon reis deur sy boek. Leeflig. Vat ons nou, Here, by die hand. Help ons om op te daag, keer op keer. Alles het nie maklik nie, Here. Aanhou op te daag, totdat al 5 hierdie gewoontes is in ons lewens. Lei ons op hierdie pad, in Jesus naam. Amen.